Jy weet, hierdie term in Christus is die belangrikste konsep van die hele Nuwe Testament. So ons moet hard werk, ons moet ons alles gee om in hierdie verbintenis met Jesus te bly. Daar is net een kind van God en sy naam is Jesus en in hom word ek 'n kind van God. Dit is alles afhanklik van my verbintenis, my geloofsband, my liefdesband met Jesus. Die goddelike wat die alledaagse ontmoet. Palm Sondag herinner ons, Here, dat U het naby gekom. Soos Monique nou gesê het, U het naby gekom. Nie net in heilige ruimtes en in sinagoges en kerke nie. In die alledaagse het U naby gekom. Oomblikke soos hierdie ook, het U naby gekom. Op daardie tye wanneer ek gebuk en sit met my hande en ek nie weet hoe ek dit gaan maak nie, ontmoet die goddelike my gebrokenheid, ontmoet dit my sondigheid, maar U kom maak nuut en U kom maak vry. Daarom kan ons nie anders as in hierdie oggend, Here, dankbare harte en hande ophef. Daarom kan ons nie anders, Here, as om te sê, daar was 'n dag toe 'n vrou deur 'n skare gedruk het om aan die soem te vat, maar Here, ons kan dit op hierdie oomblik doen. Gaan ons my nie verby nie, Here. Kom staan 'n oomblik net stil by my. En Jesus, kom staan stil by jou op hierdie oomblik. Ek wil jou vra, wil jy hom nie kom omhels in hierdie oggend nie? Daar waar die woord ons leer en sê, kyk, daar is die koning van die konings, nederig en sagmoedig van hart, wat op 'n donkie kom. Hosanna, Hosanna. Ons ken U ook vandag as die gekruisigde, die opgestane en die triomfantelike God. Sy naam is Jesus. Omhels hom om hierdie oomblik. Verklaar jou liefde teenoor hom. Koning, U is so welkom. Ons gee oor. We are surrendered to your will. Dankie, Here, dat U naby gekom het. U is hier teenwoordig in hierdie oggend. U is hier. U is hier. Halleluja. Halleluja. Hola. Ons eer U, koning van die konings. Ons het U lief, Here. Ons het U lief. In die huis van die Here, sê saam met my. Halleluja. Kom ons bietjie, kom sê halleluja. En kom ons gee die Here 'n lofoffer in hierdie oggend. Amen. 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 Dankie, aanbiddingspan. Ons is so bevoorreg. Kom ons neem ons sitplekke in hierdie oggend om bewus te wees dat die koning van die konings hier is. Is dit nie so nie? Hy is hier. Here, mag ons dit nooit van selfsprekend neem nie. Amen. Maar mag dit elke keer, elke stil word tyd, elke keer wanneer ons sy woord oopmaak, daardie bewustheid diep in ons gees inval dat hy is met ons. Amen en amen. Wat 'n kosbare oomblik. Dankie aanbiddingspan. Is so kosbaar in ons Vader se teenwoordigheid. En Here, ons is opgewonde om in hierdie oggend te hoor wat U met ons wil deel.
Dankie vir u lewende woord, deur u geïnspireerd. Dankie dat u vanoggend weer eens net u hart en u liefde aan ons kom openbaar. U is 'n goeie God. En ons is lief vir u woord. Ons is lief vir u gees. En ons is lief vir u teenwoordigheid. Dankie dat u ons nie alleen gelos het, oorgegee het aan ons eie lot nie, maar dat hierdie week en 'n dag soos vandag herinnering is, dat u het gekom om te soek die wie verlore is en hulle te red. Dankie my redder. Dankie vir alles. En ons almal sê, amen en amen. Baie dankie, Pastor George. Palm Sondag. Ons is besig met 'n besondere reeks uit Romeine uit. En vandag het ek en Pastor Jacques die voorreg om by Romeine 8 stil te staan by julle. En dis seker, as dit nie die mooiste hoofstuk in die Bybel is nie, is dit een van die mooiste hoofstukke in die hele Bybel. Dit is krities belangrik, dat julle wat môre na die huis van die Here gekom het. Ons weet, hier is nie die huis van die Here nie, ons is die huis van die Here, maar hierdie gebedshuis, hierdie wonderlike aanbiddingshuis toe gekom het. Ons wil graag hierdie waarhede net by julle lê vandag, dat dit in julle harte is. Wonderlik. Nou, julle weet, om 'n loser te wees is nie lekker nie. Kom aan julle. Nêrens verloor nie. Jy het hard geoefen en jy verloor of iets gebeur in jou lewe en jy voel soos 'n loser en het die lewe nie 'n manier om ons soos losers te laat voel nie. Is dit nie so nie? Jy bereik nie 'n doelwit nie. Jou vriend op skool maak meer geld as jy. Dan maak jy dom keuses of dinge werk nie uit nie, teleurstelling gebeur. Jy maak dom keuses, sonde keuses. En dan kom die duiwel by jou en hy is die groot aanklaer, en hy is die aanklaer van die broers. En hy kom na jou toe, alhoewel hy nie meer reg in die hemel het om aan te gaan nie, want hy is uitgesmyd. Hy kon vir Job in die Ou Testament nog aangekla by die troon, maar hy kan nie meer nie. Maar hy kla jou nog aan. En dan kom hy na jou toe, en sal hy vir jou sê, daai groot L, né? Loser. Jy's 'n loser. Jy kan nie vir jou sondetjie wen nie, man. Nou wil jy jou staan en heilig hou. Jy kan nie dit bereik nie, jy kan nie jou doelwit, jy kan nie jou man staan nie. Jy kan nie eens 'n gelukkige huwelik bou nie, jy kan nie eens 'n goeie man vir jou vrou wees nie. Jy kan nie eens 'n goeie ma wees nie. Loser. Loser. En hy het hierdie ding wat hy heeltyd op jou uitgooi om jou te laat voel dat jy 'n loser is. Maar Romeine 8 kom na ons toe met hierdie goeie nuus om vir ons te sê dat ons hoef nie verloor lewens te leef nie. Ons hoef nie verloor lewens te leef nie. Jy hoef nie 'n verloor lewe te lewe nie. Ons kan wen lewens lewe. Ons kan mooi lewens lewe. Ons kan rein lewens lewe. Ons kan lewens leef wat 'n verskil maak. Lewens wat die atmosfeer verander. 'n Lewe in die vreugde van ons God. Ons hoef nie aan die verloor kant te wees nie. Ek wil jou vra, is jy nie dalk al moeg om aan die verloor kant te wees nie? Moeg om al ewig in 'n verhouding te wees waar daar beklei en rusie is. Moeg om te voel, maar jy kom nie die mas op in die lewe nie. En Romeine kom na ons toe. Ek gaan net by 3 goed vinnig stil staan wat my en jou gaan help om 'n lewe in die gees te lewe, maar dis die tema vandag, 'n lewe in die gees te leef, wat ons gaan help om nie 'n verloor lewe te lewe nie, maar om saam met Jesus te deel in sy oorwinning. 3 waarhede, net vinnig. Die eerste ene is, die boek Romeine in hoofstuk 8 leer ons, die eerste ding is, ek 'n lewe wil lewe, waar ek 'n wenlewe wil leef, moet ek 'n noue verbintenis met Jesus lewe. Kyk wat staan in Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En ek wil hê, as jy jou Bybel by jou het, of jy maak notas, dan moet jy hierdie woord, in Christus Jesus is, moet jy omkring, want dis die sleutel. Jy weet, hierdie term in Christus is die belangrikste konsep van die hele Nuwe Testament, om in Christus te wees. Want as ek buite Christus is ek 'n verloorder, maar as ek in Christus is ek iemand wat 'n oorwinningslewe lewe. In Christus is 'n baie belangrike konsep. Dit is nie soos om iets in 'n houer te sit nie, of in 'n kas te bære nie. In Christus het meer die betekenis wat Johannes 15 het, van die lood wat by die druiwestok
ingeënt is en vas is. Dit is soos 'n boom wat in grond geplant het. Dis soos 'n takkie wat vas aan 'n tak is en in 'n boom is. Jy's vasgeheg. Daar's amper soos 'n organiese eenheid. Dis 'n eenheid, 'n diepe eenheid. Dis nie net ek is in en daar's geen verbintenis nie. Dis 'n hegte verbintenis verhouding met Jesus Christus. En dis hoe ons moet lewe en dis waar ons moet lewe. Dis ons adres. Dis in Christus. In Christus. Buite Christus is daar veroordeling, maar in Christus is daar geen veroordeling nie. En ek leef hierdie lewe waar ek vry is, waar ek weet ek het geen skuldgevoel voor God nie. Al het ek 'n verlede, jy het 'n verlede, ons almal het ons sonde stories om te vertel en ons is almal ons oomblikke waar ons nie op trots is nie en ons weet daardie goeters, ons is veronderstel om deur die Here verwerk te word daardeur, maar in Christus was daar vir ons vergifnis gewees. Ons het vryspraak ontvang en nou in Christus kan ek hierdie oorwinningslewe lewe. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. So ons moet hard werk, ons moet ons alles gee om in hierdie verbintenis met Jesus te bly. Luister, my vryspraak, my geregtigheid is nie iets wat ek kry sommer net as 'n geskenk los van Jesus nie. My vryspraak en my vergifnis en my geregtigheid wat ek kry is absoluut afhanklik van my geloofsband wat ek met Jesus het. Want hy is die geregtigheid van God. Ek het geregtigheid buite Jesus bestaan nie. Daar's nie iets soos dit bestaan nie. Daar is net een kind van God en sy naam is Jesus. En in hom word ek 'n kind van God. Amen. Hy is die kind van God en in hom word ek 'n kind van God. En geregtigheid is nie 'n soort regs ewige status wat ek kry as 'n geskenk los van Jesus nie. Dit is alles afhanklik van my verbintenis, my geloofsband, my liefdesband met Jesus. Hoe ek aan hom verbind is. En daarom die Christelike lewe is 'n lewe waar ek na Jesus toe leef. Ek gryp hom vas want ek weet in hom, ek moet in hierdie noue verbintenis lewe. In hom is hierdie vryspraak en al is ek nog nie volkome nie. Al groei ek nog in my heiligheid. Al het ek nog sekere, verskoon die Engelse woord, sekere flaws, nog sekere sondes wat ek mee worstel, wat ek oorkom en ek groei in my heiligheid, is ek geregverdig 100%. En wanneer ek na Jesus toe kom en ek aanvaar hom as my saligmaker en my redder, kry ek nie 90% geregtigheid nie, 100%. Ek word vrygespreek. Ek word geregtig soos Jesus self geregtig is. Wat 'n geskenk in my verhouding met hom. Dit word aan my toegeken. En daar's nou 2 wette wat in my werk. Of daar's 2 wette wat in 'n mens kan werk en ek moet nou toelaat as 'n kind van die Here watter wet in my lewe gaan werk. Want vers 2 sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus, dis die een wet. Dis die een krag wat in my lewe kan werk. Het my vrygemaak, die tweede wet, van die wet van die sonde en die dood. En as ek in Jesus is, werk hierdie nuwe wet in my, die wet van die Gees van die lewe wat in Christus Jesus is. Jy kry verskillende wette in die natuur. Jy kry byvoorbeeld die swaartekragwet. As ek iets in die lug gooi, dan val hy. Maar kry ook die wet van aerodinamika. Dis hoe vliegtye in die lug bly. Wetenskaplik is dit gaan hoe werk hierdie goed, hoe bly 'n vliegtyg in die lug? Die wet van aerodinamika wat maak dat die swaartekrag op daai oomblik geneutraliseer word en 'n vliegtyg kan in die lug bly. So ek kan kies, gaan ek afgetrek word deur die wet van sonde en die dood of gaan ek die wet van aerodinamika volg en gaan ek met hierdie nuwe wet in my deurdat ek een met Jesus is, hierdie nuwe wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus, gaan ek dit kies en gaan ek 'n wenlewe lewe. Gaan ek 'n wenlewe lewe. Nou interessant, kyk wat sê vers 4. Sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Kyk mooi wat sê daai versie. Sodat die reg van die wet vervul kon word, nie deur ons nie, maar in ons. Dis 'n groot verskil. Onthou, die Ou Testament wet het sekere voorskrifte gehad wat die Ou Testament mense aan moes voldoen het. En toe Jesus op aarde gewandel het,
Vers 3 sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Dit verwys na die kruisiging, dat Jesus ons sonde betaal het. Maar Jesus het ook die wet, die Ou Testamentiese wet, volkome gehou. Hy het nie een keer die wet gebreek van die Ou Testament nie een klein plekkie nie. Hy het die volle wet onderhou. Hy het as 'n sondelose man, volkome God, volkome mens, het hy in die kruis gesterf. Daarom kon hy ons sondelose lam wees, wat vir ons die prys betaal het. Hy het die wet 100% onderhou. Alhoewel hy die wetgewer was, het hy ook die wet onderhou. En nou wanneer ek na Christus toe kom, dan staan daar word die wet in my vervul. Dis asof ek die hele wet volkome gehou het. En ek hom nooit gebreek het nie. Die wet word in my vervul. Alles, dis wanneer ek Jesus aanneem, is dit asof ek nooit die wet oortree het op enige plek nie. In my vervul. Nou is dit nie iets wat ek moet bereik om vir God aanvaarbaar te wees. Ek moet nie nou sekere doelwitte bereik om deur hom vrygespreek te word en sy kind te word nie. Alles word in my vervul. Dis asof ek alles reeds onderhou het. En nou leef ek die wet van die liefde. Nou hoef ek nie met die Ou Testamentiese wette te onderhou nie. Ek leef die beginsels daarvan en dit word nooit geneutraliseer nie. Dit word nooit 'n streep deurgetrek nie. Maar ek leef die liefdesbeginsel soos Galasiërs 5 vers 14 sê. En ek het my naaste lief en ek het God lief en ek leef hierdie liefde nou uit. Ek het nie nou 'n klomp wette om te onderhou nie. Ek het die liefdeswet om te gehoorsaam. Daar's 'n hoër wet. Dis die wet van aerodinamika wat in my lewe werk. En ek leef liefde vir my naaste uit. Ek leef in Christus. Dis my adres. As iemand vra wat is jou adres, dan sê hy in Christus. Dis my adres. Dis waar ek leef, in hom verbind, vas aan hom en dis 'n verhouding wat ek met hom het. Baie mense het hierdie volgende idee as dit by Christendom kom. Jesus is daar bo in die hemel op sy troon en ek is hier onder. En ek moet hom tevrede stel daar bo. Hy is die koning van die konings en dis een aspek van ons verhouding met Jesus. Maar die groot aspek is, hy is in my en ek is in hom en ek is verbond aan hom en hy is nou hier by my. Kan ons halleluja sê? Ons is een met Jesus en hy is ons eerste liefde en ek is nou 'n vrygespreekte kind van God 100% en ek het toegang tot die heiligdom van God. Ek kan deur gebed na hom toe gaan. Daar's 'n ander wet wat in my werk. En toe ons met Romeine begin het ons die voorbeeld gebruik van 'n leer. Vir die van julle wat nie was nie, wil ek dit net graag weer gebruik, dat julle verstaan hoe belangrik hierdie konsep is. Julle op hierdie Palm Sondag moet ons die Here loof en groot maak vir hierdie goeters wat ons nou leer, hoor. Daar's wanneer ek stel jou voor, hier's 'n groot leer wat tot in die dak gaan. Hoor die terloos, Pastor Franco is vreeslik bang vir hoogtes. Hy is die mees gespierde pastoor van ons almal. Nou hy lyk of hy 'n bouncer kan wees. Maar sit hom op 'n leer. Daai man sweet, hoor. Nee, Pastor Jacques, ek jok nie, dis die waarheid. Ons ou Pastor Jacques, ons ouetjies wat meer lyf het. Ons is op daai leer, nee, maar Pastor Franco, hy gaan op, maar hy's versigtig. Maar kom ons sê dis 'n leer wat hier so staan. Wanneer ek Jesus Christus aanneem, dan word ek op die boonste sport, die boonste trappie van daai leer geplaas in my geregtigheid. Dis asof daar geen skeiding tussen my en God is nie. Dis asof ek nooit gesondig het nie. Ek word volkome vrygespreek van al my sondes, omdat ek glo in Jesus Christus as die lam van God. Maar my werklike ervaring is een van, ek het op die eerste sport, op die eerste trappie geklim, en my karakter en my heiligheid en hoe ek wandel is nog nie my status wat ek in Jesus het nie, van vrygespreek nie. So nou begin ek groei. Ek is nog 'n babietjie Christen. Nou begin ek op hierdie sport klim. En nou klim ek, nou word ek 'n bietjie meer 'n volwasse Christen, ek word heiliger. Ek lê die dinge van die wêreld af, verslawende gewoontes begin ek af lê en ek my taalgebruik verander, hoe ek mense hanteer. Nou begin ek opklim. Ek begin opklim na my status toe, my geregtigheidsstatus. Nou ek begin trappie vir trappie opklim. Dan kom maar 'n tyd dat dit 'n slegte week of 2 is en ek verval in ou patrone. My vrou het weer 'n beklei en ek wip my weer en ek skree hom goed en ek het myself beloof ek gaan nooit weer skree in die huis nie. Of
Ek het beloof ek gaan nooit weer hierdie ding doen of sê nie en ek het beloof ek gaan meer dapper optree in die lewe en ek doen dit nie en ek het gesê ek gaan meer bid en ek het gesê ek gaan meer Bybel lees. Nou klim ek 'n trappie af. Maar as ek van die leer af, want onthou as ek op hierdie leer bly, is my status 100% geregtigheid. Nou veragter ek gee my groeiprys. Die grond wat ek gewen het, gee ek nou prys. Nou gaan ek agteruit in my lewe. Die ou Pinkstermense het gepraat van jy het teruggeval. Jy het agteruit gegaan. En daarom sê Hebreërs 2 vers 15 en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Jy veragter nou die mooi wat God in jou wil doen. Jy klim nou nie meer op na wie jou ware identiteit is nie. Jy klim nou weer terug. Jy word minder soos Jesus. En onthou, al is ek geregverdig, al is ek vrygespreek, as ek sonde in my lewe herberg, het die duiwel steeds 'n wettige reg tot my lewe. Die feit dat ek geregverdig is, beteken nie dat as ek verkeerde goed herberg, dat die duiwel nie 'n wettige houvas in my lewe het nie. So baie mense het hierdie ding altyd van, ja, maar die Here, en hy's genadig. Die Here kan genadig wees as wat jy dink, maar die duiwel soek 'n oop deur om te kom maai en te kom verwoes in jou lewe. Al is jy geregverdig, al is jy vrygespreek. So ek wil nie veragter nie, ek wil nie afklim nie, ek wil opklim. Ek wil na Jesus toe lewe, ek wil heiliger word. My taalgebruik, my gewoontes, hoe ek my vrou hanteer, hoe ek my kinders hanteer, die keuses wat ek maak. Wil ek ingroei om Jesus meer en meer te verheerlik. Die probleem kom egter in. Elke keer as ek 'n trappie afklim, kom ek nader na die grond toe. En dis waar baie mense land in hulle lewe. Hulle is op daai laaste sportjie. Die Bybel sê hulle word soos 'n brandhout uit die vuur gered. Hulle is by die Here, maar is amper ook nie by hom nie. En dan die gevaar is daai laaste sport, as jy een voet nou op die grond begin sit, dan voel jy, okay, dan jou volgende voet op die grond te sit. En jy los die leer. Dan los jy Christus, die een in wie jou geregtigheid is. En as jy daai leer gelos het, is daar groot moeilikheid. Dit beteken jy het jou rug gedraai, en jy het hom geminag, in wie jou geregtigheid is. Daarom sê 2 Timoteus 4 vers 10, en Demas was 'n man gewees met die naam Demas, want Demas het die teenwoordige wêreld lief gekry en my verlaat. Hy het nie net Paulus verlaat nie, hy het Christus verlaat. 1 Timoteus 1 vers 19 sê, baie mense het hulle gewete onderdruk en hulle geloof het skipbreuk gelei. Luister, het jy al gesien die ou stories, as hierdie ou houtbote van jare terug so op die rotse geloop het, dis net wrakstukke waar jy kyk. Daai boot kan nie herstel nie. Hy lê daar op die rotse, hy het skipbreuk, hy het op die rotse geloop. En dis die probleem, elke trappie wat ek afgee, daarom het die ou Pinkstermense ook altyd gesê, moenie met die genade van God speel nie. Want ek moet opklim. Dis hierdie wonderlike vrou, ek het 'n verbintenis met Jesus, dis so lekker, maar ek gaan nie afklim nie, en ek gaan nie agteruit, en as ek agteruit gaan, want ons almal is ons volmaak, ons almal groei. Luister, die Bybel sê vir ons, jy's babietjie Christen, jy's kleuter Christen, jy's tiener Christen, volwasse Christen, jy's paas in die geloof, ons almal is nie op dieselfde geestelike vlak hierso nie, maar ons status is almal 100% geregtigheid, maar ons is nie almal op dieselfde sporte van die leer nie. Maar ek en jy moet droom om te sê, ek wil nader na Jesus toe leef, ek wil meer soos hy wees, ek gaan die heiligmaking nastreef, ek gaan meer en meer soos Jesus word. Want die gevaar is, as ek stagneer, dat ek 'n trappie gaan begin terugklim. En dis 'n gevaarlike ding om te begin terugklim. Maar as ek volmaak, wat gebeur nou? Ek het 'n slegte week, of dalk was jou vorige jaar 'n slegte jaar, en dis die eerste keer dat jy weer in die kerk sit. Jy was die hele jaar nie in die kerk laas jaar nie. En jy sit nou hierso en jy sê, maar wat nou? Wat nou? Dan sê die Here vir jou, klim net op, vat my genade, ontvang my vergifnis. En jy weet, wanneer die Here ons herstel, en die eenheid tussen my en Jesus word weer hegter, 2 goed gebeur. Die eerste ene is, ons vra vergifnis. Met ander woorde, Here, ek het die verhouding beskadig, sal U my vergewe dat ek die verhouding beskadig het. Dat ek toegelaat het dat afstand tussen my en U kom. Sal U daai afstand asseblief wegvat en my weer naby aan U bring. So die verhouding word herstel. Die tweede ding wat gebeur is wat 1 Johannes 1 vers 9 en 1 Johannes 2 vers 1 sê.
ons word gereinig persoonlik. So die afstand word nie net weggevat nie, maar dit wat my vuil maak en my besoedel word weggewas. Moenie dink sonde besoedel jou nie. Sonde besoedel my en jou. Dit maak ons vuil. Met alle respek, dit laat ons in die gees stink. Ons kort 'n geestelike bad. En twee goed gebeur, die verhouding herstel word verinnig en ek word skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. En ek's op hierdie leer. Halleluja. Ek gaan op, né? Ek gaan op. Ek gaan my status lewe. En die tyd dat ek doodgaan, gaan ek dalk op sportjie 6 van nommer 20 of 30 wees, maar een ding is seker, ek was die geregtigheid van God in Christus. En ek kan nie die hemel verdien deur my verdienste nie, ek verdien dit omdat hy goed is en hy geregtigheid gee. Halleluja. Dis die eerste ene. Ons moet in verbintenis met Jesus leef. Die tweede een gaan Pastor Jacques baie meer oor praat. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Ons moet bedink wat die Heilige Gees dink. Kyk wat sê Romeine 8 vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan ook nie. So die tweede ding wat ek doen is, ek gee beheer oor aan die Heilige Gees en ek bedink wat hy bedink. En ek fokus my denke op dit wat die Heilige Gees wil hê. Ek laat toe dat hy die woord met my praat. Deur die dag is ek ingestem op wat die Heilige Gees sê. En nou is sonde nie meer om 'n wet te oortree nie. Dit is dit ook, maar sonde is nou om 'n verhouding te beskadig. En ek wil nie die verhouding beskadig nie. Want die Heilige Gees is 'n persoon wat in my bly. Want sonde is nie om wette te oortree nie. Sonde is om Jesus te wond. En dis groot goed hierdie. Julle sien, ons kan baie keer oppervlakkig oor hierdie goed praat. Dan bly ek 'n oppervlakkige Christen. Maar jy het 'n keuse. Of jy gaan 'n diep toegewyde kind van God wees, of jy gaan 'n oppervlakkige kind van God wees. Maar wanneer ek dieper oor goed begin dink, en ek laat toe dat te bedink wat die Gees my laat bedink, dan word ek innerlik 'n dieper mens, en 'n meer toegewyde mens, aan die Heer van my lewe. En dan kom maar lewe en vrede na vore, lewe en vrede. O, lewe is daardie wonderlike woord, jy weet mos die Griekse 2 woorde vir lewe. Die een is bios, wat biologie beteken, en ons almal deel die biologiese lewe. Ons is gemaak van sekere elemente en chemiese goed. Ons deel hierdie aarde, ons liggaam is biologies. Maar daar's 'n ander woord in Grieks vir lewe, en dis die woordjie zoe. En dit beteken die godgelyke lewe. 'n Kwaliteit, 'n opgewonde, kleurryke, vreugdevolle lewe wat dinamies is en wat oorwinnend is en wat borrelend is en wat skoon is en wat vol vrug is. Halleluja. En daai zoe lewe is wat hy vir ons wil hê. Luister, die Bybel sê ons kan nie bedink wat die vlees bedink en ons kan nie bedink wat die Gees, ons moenie bedink wat die vlees bedink, ons moet bedink wat die Gees bedink. Ek moet inskakel op hierdie frekwensie. Halleluja. Wie van julle is RSG luisteraars, al die ou mense? Maar is my lekker as ek in die kar ry. Ek kyk baie keer by my dogter en George en hulle daar Eden FM. Dadelik sien kart dan soek ek RSG. Want dis my stasie, né? Maar ons moet dadelik die frekwensie van die Heilige Gees soek om saam met hom te dink. Ons kan nie dubbele burgerskap hê nie, hoor. Jy kan nie 'n ID dokument vir die vlees en 'n ID dokument vir die Gees hê nie. Jy moet kies in watter land jy wil bly. Of jy gaan in die land van die vlees bly, dan is dit jou ID dokument. Leef dan voluit daarin. Dis jou ID dokument. Jy leef in die land van vlees. Leef dan daar. Of jy kry die ID dokument van die land van die Gees. En sê wat ek lewe. En ek gaan baie keer foute maak en ek gaan nog Sondag, maar ek gaan dadelik as ek 'n trappie van die leer af gaan ek opklim, want ek leef nie, dis nie my ID dokument nie. Ek is onwettig daar. Laat hulle jou deporteer terug na die land van die Gees. Dis dit nie waar nie. Terug na die land van die Gees en bedink dit, want ek kan nie leef in 2 lande nie. Die mees miserabele Christen is die ou wat 2 ID dokumente het. Een vir die land van die vlees en een vir die land van die Gees en tevrede is daarmee. Dis tyd dat jy die een ID dokument verbrand en sê, ek leef nou in die land van die Gees.
En ek gaan bedink wat die Gees bedink. Beteken jy is nou 'n volmaak, jy het vlekkies gekry. Nee, jy is nog 'n gewone mens en jy gaan foute maak. En jy gaan nog sondig. Maar jy gaan dadelik sê, ek gaan hierdie sportjie wat ek afgetree het, nee Here, ek gaan nie terugtreë nie. Ek gaan nie veragter nie. My geloof gaan nie skibreek lê nie. Ek gaan nie van die leer afklim nie. Ek het een ID-dokument en ek leef in die land van die Gees. Die laaste ene vandag. So, die eerste een is ek leef in verbintenis met Jesus, in hom, by hom, vas, soos 'n takkie aan 'n boom. Die tweede een is ek bedink wat die Gees wil hê, ek laat hom my lei. En die derde een is ek jaag die verhouding met God my Vader na. Want kyk hierdie laaste vers, daarmee wil ek afsluit. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Julle. Ek weet party van ons is meer sentimenteel as ander, né? Ons woordeskat verklap dit. As hulle oor God praat, jy hoor ouens praat van my pappa. Want ons sê jy kan nie so met God praat nie. Dis nie jou pappa nie, hy is jou vader, né? Ons minder sentimentele ouens. Julle maar ons almal te plek in die liggaam, is dit nie so nie? Die rooi geaardhede, die gele is die bloue is die groen, almal te plek hier, né? Die beste is die ouens praat wat my bietjie te ver is. Ek het bietjie vanmôre met my pappie gepraat. Dink ek nee, wag bietjie, dis nou te ver vir my, hoor. Nou gaan jy ver. Maar die feit is, as kind van God moet ek en jy gereeld op die skoot van ons Vader gaan sit. En ek praat nie sentimentele taal vanmôre nie. Die Heilige Gees wil jou herinner dat jy 'n kind van God is, dat jy geliefd is en dat God baie vir jou omgee en dat jy sy kind is. En ek moet hierdie verhouding najaag en ek moet in sy teenwoordigheid gereeld sit en ek moet wag op die Here. Ek moet sy aangesig soek. Ek moet dors na hom. Ek moet smag na hom, na God my Vader. Ek moet hom beter leer ken. En ek gaan die laaste versie vanmôre lees. Die heel laaste versie wat staan in Psalm 27 vers 8. Van U sê my hart, soek my aangesig. So hierdie ou wat die Psalm skryf sê, hier in my hart is daar 'n opdrag. Soek my aangesig. Dis asof God in hierdie ou se hart inspreek. Soek my aangesig. Dan reageer die skrywer van die Psalm. Ek soek U aangesig, o Here. Daar gaan 'n dag wees op hierdie aarde dat ek my laaste asem gaan uitblaas. 'n Laaste asem gaan uitblaas. Ek en pastoor Jacques het gister sulke slegte nuus ontvang. Een van ons goeie pastoorsvriende het selfmoord gepleeg. Die beste predik wat ek in my lewe gehoor het, die pastoor. Wonderlike man van God gewees. Net deur 'n baie moeilike tyd gegaan in sy lewe. Maar daar gaan 'n dag wees dat ek en jy ons laaste asem op aarde gaan uitblaas. En dan gaan die teenwoordigheid van die hemel vir my 'n baie bekende plek wees. Want ek het soveel keer die Here se aangesig gesoek, dat as ek daar is, sal ek sê, dit wat ek al die jare in geloof beleef het, sien ek nou. Maar dit is so bekend vir my hierdie. Dit is nie 'n vreemde plek hierdie nie. Ek was al baie hier gewees. Ek het my Vader se aangesig gereeld gesoek terwyl ek op aarde was. Is 'n bekende plek hierdie. Halleluja. So hierdie 3 goed gemaak dat ek en jy nie 'n loser is nie. Dat die duiwel gereeld by jou kom en sê, vals, loser, maar dat ek en jy in oorwinning kan lewe. In verbintenis met Jesus. Ons bedink wat die Gees bedink, ons laat hom ons lei en ons soek ons Vader se aangesig. Ons lewe nader na hom toe. Dit sal jou lewe kleurryk maak. Dit sal lewe en vrede in jou losmaak. Jou huwelik sal verander. Jou hele uitkyk op die lewe sal verander. Maar as ek en jy hierdie 3 goed in ons lewe gaan nalat, sê die Bybel vir ons, sal ons die dood erf. En ek wil jou vra, as jy nie moeg om die reuk van dood in jou lewe te ruik nie. Daai stank van dit wat die duiwel kom daar by jou huis uitgooi. Sê ek wil dit nie meer hê nie. Ek wil 'n lewe lewe waar Jesus koning is en waar ek 'n oorwinningslewe lewe. Ons is meer as oorwinnaars. Halleluja. Here, terwyl ek hierdie preek voorberei, besef ek dat hoe maklik kan ons los van Jesus begin lewe. Hoe maklik kan ons nie die gedagtes van die Gees bedink nie. En hoe maklik kan ek nie
my verhouding met my Abba Vader najaag nie. Ek begeer vanmôre, Here, al deur hierdie goed in ons almal se lewens, dat ons oorwinningslewens sal lewe, 'n lewe in die Gees, 'n lewe van oorwinning. Here, en vanmôre bring ons een ID boekie wat sê ons behoort nog in die land van die vlees, ons verbrand daai boekie. Ons verbrand daai boekie. Ons verbrand daai boekie. Dis nie waar ons leef nie, Here. Ons leef in die land van die Gees. Halleluja!